Ek het net gesê, hy het nie die waarheid oor alles gepraat nie. My naam het hy wel reg gesê, maar ek is nie 'n goeie prediker nie en ek is ook nie 'n musikant nie, of ek is ook nie 'n sanger nie. Maar ek is eintlik maar 'n, wil ek sê, 'n sending prediker, en ons woon in Naboomspruit op die oomblik. Ek was so 5 jaar by Swartwater gemeente, Koeros Randgemeente, en is hy nie reg nie, moet hy af. O, hier is die ding nou, dis waarom my ouma wil plak. Ja, ek dink my mond sit op die verkeerde plek. Ja, ek wil net hoor, het jy, Karla, het jy reg gekom met die stokkie? Nee. Ek kan nou nie hoor nie. Skat, vir jy net opgaan, net, die rekenaar is ook daarso, maar dalk net iets net reg maak. O, jene, hier kom het nou. Hallo? Ok. Ek sê ek is in die gemeentes waar ek gewerk het, altyd was maar klein gemeentes gewees, en dit is amper maar, wil ek sê, sending georiënteerd. Ek het die voorreg gehad om my eerste jaar in Zimbabwe te werk, waar daar 'n graad 10 en 'n graad, ekskuus tog, eintlik 'n O-level en 'n A-level seuns het die klavier gespeel. So het was nogal baie interessant om dit met kinders te doen, want daar was nie tannies wat die orgel gespeel het nie, maar seuns, eintlik wonderlik. En daar was geen klanksysteem nie, so jy moes amper maar skree soos op die plaasterme, van die stroois tot by die kombuis. So ek is maar gewoond, as ek dalk 'n bietjie te hard raak, moet jy my net daar agter bietjie sagter stel, oom, asseblief. Of is dit Karla wat dit doen? Ok, maar kom ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat U met ons vandag wil praat. Here, dankie dat U nie iets sê by die rol van 'n dobbelsteen nie, en dat U dit ook nie doen met die trek van 'n arm van 'n dobbelmasjien nie, maar U is so spesifiek dat U 'n woord het vir elkeen van ons vandag. Here, dat U ook so wyd kan werk, dat U selfs vir my kan gebruik om met mense te praat. Ek wat nie eens 'n grap eintlik kan regop vertel nie, ek wat vals sing, en wat altyd sukkel om note hou, selfs met my gitaar, dat U dit alles gebruik om U koninkryk uit te brei. Wil U vandag met elkeen van ons praat, uit die woord uit ons luister. In Jesus se naam, amen. Geliefdes in die Here, genade vir jou en vrede van die Here wat is, en wat was, en wat weer gaan terugkom. Kom ons gaan so lied of twee sing. Ek het nou gedink, ek het ook 'n skerm, maar dalk het ek dit verkeerd verstaan. So ek gaan daar voor staan en hier kyk, en dan gaan ons 'n liedjie saam sing nou, is ek reg? Gaan ons nou sing? Ek
Ek dink is 'n kinderliedjie, of ek weet is 'n kinderliedjie. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen nie. So dis die woorde, en dan herhaal dit basies. Hy gaan so, en as ek hom klaar deurgespeel het, is ek seker julle gaan hom ken, dan kan julle saam met hom, dit saam met my sing. Die groot mense mag ook. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy riviere daar by die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Kom ons sing maar saam. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy riviere daar by die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Nou weet jy hoekom het ek nog nie 'n CD uitgebring nie, nê. Dis 'n liedjie wat ons ken, en ons sing hom so graag. Maar glo ons dit? My God is so groot, so sterk en so magtig as dit wat hy nie kan doen nie. Ons ken die liedjie, maar glo ons dit? Ons het 'n gasstofie by ons huis, eintlik al van 2015 af, met 3 glasplate. Nou die frustrerendste van alles is, as jy nou die boksie matchies vat, wat leeg is, en die vorige ou het hom nie in 'n asblik gegooi nie. Nogal bietjie frustrerend. Haal jy maar een in die kas uit, en as jy nou gelukkig is daar een in die kas, soms is daar nou nie een in die kas, jy moet jy maar een by die koffie gaan koop, of by die koöperasie. En dis amper soos 'n belofte, wat ons nie glo nie. Een boksie het 4 houtjies in, die ander ene het niks in nie. En as jy hom so skit, dis kom ons om ons skit, om te kyk of hy iets in is. Ek is nou nog van die ou garde, ek het nou nog nie aanstekers, of ek vertrou eerder die 4 houtjies, want die 4 houtjie werk. Maar dis net soos 'n belofte, wat God gee, wat ons of vertrou, of nie. Nou, ons vertrou baie goed in die lewe. Jy vertrou jou kar om vanmôre om aan te sit, dat hy sal aansit. Jy het vertrou dat toe jy die kraan oopdraai, dat daar water binne is. Maar dis nie 'n gegewene nie, veral nie in Naboomspruit nie. Dis nie 'n gegewene dat jy die lig gaan sit en die krag kom aan nie, behalwe as jy alternatiewe krag het. Dan weet jy, dis krag, want jy sorg daarvoor. Maar in die ou dae het al daai goed gewerk, maar nou werk dit nie, maar dis nou nie my preek nie, of die boodskap nie. Ons vertrou dinge, en dan leef ons daar volgens. Of ons weet iets, maar ons vertrou dit nie. Ek het 'n tannie in Zimbabwe, wat 'n hartklepvervanging het ek begrawe, omdat sy geglo het, daai klep gaan nie werk nie. En haar 4 klein dogtertjies, 4 klein dogters het voor my gesit. En ek het vir hulle vertel, dat daar's 'n lewe na die dood. En dit het so gelyk asof hulle my nie glo nie. Ek sê maar net my opinie. Ek het by hulle ook huisbesoek gedoen. Maar ek het haar begrawe, omdat sy geglo het, dit gaan nie werk nie. Maar die EKG het gesê, is ei vir okay. Yes, alles gaan werk. Maar sy het dit nie geglo nie. En so het ek haar begrawe. Die tannie met die mooiste tuin in Mutare. En sy en haar kinders het pleinbal gespeel by die kerk, in die saal, baie. Maar sy het nie geglo nie. Maar dis maar dan net 'n hartklep. Maar so werk dit ook met ons geloof in God. Glo ons regtig dat hy ons kan red? In die woorde van oom Billy Graham, oorlede oom Billy Graham, hy het gesê, as jy nie weet dat jy sonder as jy gaan steel 'n brood.
En ek het dit al baie aangehaal, want ek dink die meeste ouens sal jy oor die hoof sien as jy 'n brood steel. Want die ouens seker honger, of die meisie is honger gewees. Maar, ons is almal sondaars, maar glo ons dat God ons kan red in ons sonde toestand. Ek weet hom, kyk, ek het baie sonde gehad, sê u dalk. Of dalk dink u het nie sonde nie. Maar die feit is, dat elkeen van ons wat hier sit, en dalk die persoon wat hier voor staan, die meeste van almal, het sonde. En daarvan moet ons gered word. En God red ons deur 'n persoon. En die beste illustrasie wat ek hiervan ken, is Louis Malherbe. Oorlede Louis Malherbe, wat eendag 'n trekker in 'n land sien ry het met 'n ploeg aan. En hy sien toe maar daar 'n muursoop ontstaan op die land. Seker maar 'n paar dalk 'n seisoen is hy nie bewerk nie. En toe daar 'n muursoop ontstaan en hy wil toe daai mure laat weet, hier's 'n trekker op pad, hulle beter skoort. En hy dink toe by homself, as hy net 'n muur kon word, en vir daai mure sê, hey boys, hier's 'n trekker op pad, dan sal almal geskoort het, weet, in die grond ingegaan het, of weet, ander huisvesting gekry het, herlokeer het aan die kant van die land. Maar, hy kon nie, want hy kan nie muur word nie. Maar die God van die heelal het sy seun gestuur, ook God, om op aarde mens te kom word en die straf te dra vir my en u. En so kan ek en jy gered word. Want God moes 'n mens word sodat hy 'n mens kan red. Want God kan nie 'n mens red as hy nie eers 'n mens word nie. Want God het die reëls gemaak. Vandag het ons 'n klomp reëls in die wêreld en min word nagekom. U weet dit, ek weet dit. Ons kan met die padreëls begin, kan by 'n stopstraat begin, kan by 'n verkeerslig begin. Wie hou dit? OK, los dit nou uit. God het die reël gemaak dat deur die sonde kom die dood. Maar terselfdertyd het hy 'n oplossing gemaak. As u 'n Bybel het, en ek het dit nou nie op my teksgedeelte nie, wil ek net dit as wet saam met u lees. Genesis 3. En hierdie is nie 'n fabel nie, van 'n slang wat praat nie. Want 1600 jaar later skryf iemand oor dieselfde slang en kleer hom in as die duiwel, want dit was die bose wat eintlik vir Adam en Eva verlei het. En die bose het die vorm van 'n slang aangeneem en met hulle gepraat. Genesis 3 vers 15, vers 14, die Here God sê toe vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil, jy sal stof eet jou lewe lank. En dit is maar wat met 'n slang gebeur, en dis 'n illustrasie hoe God hier praat, sodat 'n slang in hierdie illustrasie is 100% waar. Maar dis nie net 'n slang wat praat nie, soos in 'n fabel nie. Vers 15, ek stel vyandskap in tussen jou en die vrou, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So hier het God vyandskap ingestel tussen die nageslag van die vrou en die slang. En daai vyandskap wat uit die vrou uitgebore is op die ou einde die redder van die wêreld, wat vandag in ons teksgedeelte is. So God het die plan gemaak om 'n mens te stuur wat uit hierdie vrou uit afstam om die slang se kop te vermorsel. Ons het op 'n stadium in Natal gebly in Stanger en ek het my pa maar leer ken as 'n ou wat slange doodmaak. Hy het nou nie slange aangehou nie. Ons het hulle maar doodgemaak en eendag toe ons
die kar in die motorhuis wil intrek, die motor, toe was daar 'n tuinslang onder die motor. Maar my pa onthou, daar was nie 'n tuinslang nie. En hy besef toe dadelik, dit is nie 'n tuinslang nie, dit is 'n slang. En hy het toe die slang doodgemaak met 'n graaf. En dis presies wat Jesus Christus kom doen het, hy het die slang kom doodmaak, wat mag oor my en jou het. Maar eintlik leef die slang nog, maar ons kies, aan wie gee ons die mag in ons lewe. So ons kan nou die leeboksie vierhoutjies glo, of ons kan die een glo met die vierhoutjies in. Glo dat God 'n plan gemaak het om die slang se kop te vermorsel deur sy seun, wat ons vandag in ons teksgedeelte gaan raak lees. En glo dat hy jou sonde kan wegvat. Of glo dan maar die leeboksie wat niks inhou nie. Sing my God so groot, so sterk en so magtig, en gaan hier uit en wees verslaane die res van die lewe. Dis u keuse. Ons kies wat ons glo. Die leeboksie vierhoutjies of die volboksie vierhoutjies. Die leebeloftes of die beloftes wat God sê, ek sal dit doen. Jy kan hom glo. Liewe Here, ons hou so maklik vas aan dinge wat mense sê. Ek dink aan die teksgedeelte selfs in Johannes, wat dit sê, 1 Johannes, maar ons glo nie vir u nie, want waar is u nou in elk geval? Waar is u as die pop op die fan slaan? Waar is u as ek my werk verloor? Waar is u as my kar 'n papwiel kry op die N1? Waar is u as my kind dodelik siek word? Waar is u as my eggenoot sterf? Waar is u? Waar is u? Waar is u? Help ons om in die papwiel, in die siek word, in die afsterwe, u te sien en u op die woord te vat. Soos 'n boksie, vierhoutjies, wat vierhoutjies in het. Amen. In 1 Johannes 5 skryf die skrywer van die brief, wat die geliefde disipel Johannes was van Jesus, aan wie Jesus sy ma toe vertrou het, en vir wie Jesus vir sy ma gesê het, kyk na Johannes, sê hy in vers 13, hierdie brief skryf ek, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. So hoe weet ek het die ewige lewe? Ek glo in die Seun van God. Hoe glo ek in die Seun van God? Dat hy die Seun van God is. Dat hy wat geen sonde gehad het, nie afgekom het, om sonde te word vir my en jou. Die feit is, Jesus het nooit gesondig nie. Hy het nooit iets verkeerd gedoen nie. Maar hy het volledig mens geword. Soos, hy was 'n seun gewees, later 'n man gewees, en het gesterf aan 'n kruis, terwyl hy geen sonde gedoen het nie. Vir jou en vir my. Ek wil graag vandag 'n stukkie as lees, eintlik 'n paar stukkies saam met u lees, uit Micha uit. Ons gaan by Micha begin. Ek het dit op 'n stokkie gesit, dis op my rekenaar, ek weet nog nie of dit hier gaan verskyn nie. Maar ek gaan dit in elk geval lees. Maar voor ek lees, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie dat ons hier in u teenwoordigheid kan wees. Here, dankie dat u 'n belofte in die woord gee, wat sê, wat 2 of meer in u naam bymekaar is, daar is u met hulle. Nou was dit net ek en die koster, of ek en die oralis vanmôre, of ek en die dames wat daar agter werk, of die oom wat daar agter of die voorwerk. Here, dan was dit genoeg. Maar u sê u is hier. Ons kan u nou nie sien nie, maar ons vat u op die woord. Soos Prof Johan gesê het, is net aan die kant hierdie werklikheid wat ons nie kan sien nie. Dankie Here dat ek vandag toch dit nog kan glo, meer as 30 jaar gelede. 28, amen.
baie keer gebeur daar slegte goed in ons lewe. En dan verstaan ons nie hoekom dit gebeur nie. En ons dink, al moet fout wees. Iets is nie reg nie. Dalk leef ek verkeerd, dalk doen ek verkeerd, dalk glo ek verkeerd, maar dit kan mos nie wees nie. Dit kan mos nou nie gebeur het nie. Ek het vanmôre op pad hiernatoe verneem van 'n oom wat op Baltimore vermoor is, byvoorbeeld nou. En 'n ou kan dink, hoe kan dit wees? Maar dit gebeur. En dan vra ons die vraag, maar waar was die Here? Waar was die Here? Die Here kon dit mos gekeer het. Martha en Maria sê dit. Martha sê, as hy hier was, sou dit nie gebeur het nie, sou Lazarus nie gesterf het nie. En Maria huil. Maar die feit is, God is ook daar, wanneer dinge verkeerd loop. Dalk moet ek eerder sê, God is veral daar, wanneer dinge verkeerd loop. Want ergens het iemand vir ons gesê, as dinge hankie-dorie gaan, dan is dit die Here. En as dinge verkeerd gaan, dan is dit die duiwel. Maar dis 'n leuen. Want hierdie boek, wat ek in hierdie Bybel noem, met 66 boeke eintlik in, het 'n klomp verhale van dinge wat verkeerd geloop het. Maar God was daar. So as jy nou graad 6 nie hierdie jaar deurkom nie, moenie worry nie, God is daar. Vir jou en alwe hoop ek jy kom deur, want jou pa gaan op jou keus wees en jou ma, maar as jy nou nie deur is, weet net God is daar, right. As jy nou hierdie jaar nie 'n verhoging kry nie, maar jy het hom nog gewerk, wees bly, jy het 'n werk. Ek ken iemand wat al 3 jaar nie 'n verhoging gehad het nie. En wat het dieselfde gebly in 3 jaar? Niks. Hy het 2 dogtertjies om voor te sorg, vrou, huis, karre, voertuie, maar hy moet deurgaan. Maar hy's 'n Christen gelowige. In Micha is daar 'n profeet wat ons nou noem 'n klein profeet, omdat daar min oor hom geskryf word. Micha 5 vers 1 wil ek graag vir u lees. Micha was 'n klein profeet wat soortgelyk is aan Amos. Nou Amos was 'n skaapboer van Tekoa en Micha is 'n heel moontlik dalk ook 'n boer wat van die suidweste van die land afkom met 'n plekkie met die naam van Moreset. In vers 1 staan dat die woord van die Here wat gekom het tot Micha van Moreset, tydens die regering van die Judeese konings Jotam, Agas en Hiskia. Dit handel oor Samaria en Jerusalem. So dis 'n bietjie van 'n inleiding. Dan gaan ek vers 5 en hoofstuk 5 vers 1 en 2 lees. En na tyd gaan ek alles vir u bymekaar sit. Maar hoofstuk 5 praat die profeet Micha dan nou met die volk. Maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families van Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Gaan net tot daar lees. En dan wil ek saam met die 2 Nuwe Testamentiese gedeeltetjies lees, wat alles verband hou met hierdie profetiese woorde. Matteus 2 vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is die koning, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld.
Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het toe hom toe geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal daar 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En dan 'n stukkie uit Lukas 2 uit. Lukas 2, die eerste 7 versies. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle self te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Hier is die verhaal van die geboorte van Jesus. Nou kan jy glo dat hierdie 700, ek nou mooi onthou, en 60 jaar tot en met 680 jaar voor Christus voorspel is. Dis ongeveer 60 jaar wat hierdie man geleef het, wat hierdie man eintlik 'n profeet was. Want hulle sê in Micha 5 vers 1 dat hy opgetree het tussen die konings Jotam, Agas en Hiskia. Nou Jotam en Hiskia was goeie konings. Agas was nou weer 'n slegter koning, en ons weet van hulle ook uit die profeet Elia uit wat ons in Jesaja lees. Reg, ekskuus tog, die profeet Jesaja wat ons in Jesaja lees ons van hulle. So in hierdie 60 jaar het Micha gewerk van hierdie konings. So dit is toe die voorspelling van Micha 5 vers 1 en 2 ook gemaak is. En dit handel oor Samaria en Jerusalem. Nou Samaria was die noordelike ryk se hoofstad en Jerusalem was die suidelike ryk se hoofstad. Jy kan maar sê hulle 2 hoofstede gehad. Nou as jy so 'n bietjie saam met my dink, jy het al die gelyk of die verhaal gehoor van die Samaritaanse vrou by die put wat ons in Johannes 4 van lees. Dan vra die Samaritaanse vrou, "U sê ons moet in Jerusalem aanbid, maar ons glo hier by hierdie berg moet ons aanbid in Samaria." So daarso kan ons sien die verskil tussen die Samaritaan en die Jood, want Jesus is 'n Jood en hy glo in Jerusalem dat ons daar moet aanbid en nie in Samaria nie, maar die Samaritaanse vrou glo ons moet daar aanbid. En dan antwoord Jesus haar, daar kom 'n tyd waar ons God nog hier in Samaria, nog in Jerusalem gaan aanbid, maar die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. So daar maak Jesus die speelveld gelyk en sê, dis eintlik nie hier of daar nie, maar is eintlik in gees wat ons moet aanbid, want om in waarheid te aanbid, is eintlik om in gees te aanbid. So ons het God in gees aanbid, hoewel dit 'n glad nie in vandag se teksgedeelte is nie. Maar dit is die Samaria en die Jerusalem. En dan Micha 5 vers 1, praat hy met die plekkie Bethlehem Efrata. En dan sê hy, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer, sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Nou wat dit beteken, is dat daar gaan
iemand kom uit Bethlehem uit om te regeer. Nou, wie was in Bethlehem gewees? Ek het al die voorreg gehad om Jerusalem toe te gaan, en as u eendag spaargeld het, al moet jy nou 'n valhelm saamvat, of 'n staaldak, soos in die army saamvat, dit is 'n plek om te sien, Israel, selfs beter as die Champs-Élysées van Frankryk, as die Eiffeltoring, of wat ook al nog, Great Walls, of White Cliffs of Dover, ek dink is grander as alles, selfs beter as Thailand, se mooi strande. Maar om Israel te sien, oortref alles by verre. En dan sê hy, sy begin lê ver terug in die gryse verlede, wat eintlik beteken, dis so ver terug, dis grys, ons kan dit nie sien nie. Dis waar die redder se begin vandaan kom. Nou, ons weet in Daniel word van die oue vandag gepraat, ons het 'n liedjie Ancient of Days, en dis wat vandaan kom, in Daniel 7, is die basis van daai liedjie, en dieselfde basis wat hy hier het, lê ver terug in die gryse verlede. Iets 'n bietjie saam met my dink aan Johannes, die doper, as die mense kom na Johannes die doper toe om gedoop te word, dan sê Jesus, dan sê Johannes, hier tussen julle staan iemand wat voor my is, en ek is nie werd om sy skoene los te maak nie. En dan bedoel hy, dis Jesus. En die volgende dag kom Jesus, en dan word Jesus deur Johannes die doper gedoop. So Johannes die doper besef ook, hier tussen hulle het iemand gestaan, wat verder terug as ek is, en hy is baie belangriker as ek. Julle moet nie wakker wees. En die volgende dag kom Jesus en word hy gedoop, en dan begin Jesus se publieke, kan ek sê, optrede. Dis ons het maar beskryf. Reg, maar terug na Micha toe, in Bethlehem, Efrata, gaan daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal oor Israel regeer. Toe Jesus aan die kruis gespyker is, wat het bo kan sy kop gestaan? Kom julle kinders. Wat het bo kan Jesus se kop gestaan? Daar was 'n bordjie bo kan sy kop. Wat het daar gestaan? Dit is Jesus, die koning van die Jode. En toe sê die Jode, nee, wacht, vaar weg, sê eerder, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. En toe sê Pilatus, wat ek geskryf het ek geskrywe. So Jesus sterf as die koning van die Jode. Hy regeer in Israel. Reg. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank as wat dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Die van u wat nou hou van riddles, moet hierdie raak gesien het. Want ons weet, Jesus is uit 'n vrou gebore uit. En hier staan, hy gee sy mense prys, solank as wat dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Daar is nog altyd 'n God, die Vader in die hemel. Maar dan kom daar 'n tweede persoon, Jesus word gebore, en hy is ook God. Ek het nou nie vandag 'n baadjie hier nie, ek verduidelik dit graag so, die twee nature van Jesus, dat Jesus was in die binnekant God, maar dat die baadjie van 'n mens aangetrek. So hy het soos 'n mens gelyk, maar hy was eintlik God. So hy het 'n menslike baadjie aangetrek, maar in die binnekant was hy God. En daarom kon hy sterf, want hy het nie sonde gehad nie. Hy het soos 'n mens gelyk, maar binnekant was hy God. Daarom kon hy sterf in my en jou plek, 'n plaasvervangende sterwe, soos Paulus dit noem. Nou gaan ons na die Nuwe Testament toe. In Matteus is koning Herodes koning oor die Jode. Maar iets om te besef is, hulle was nie in charge nie, kom ek stel dit maar so. Die Jode was nie in charge van die wêreld nie. Die Romeine het dit toegelaat om maar net 'n bietjie, wil ek sê, sodat hulle kan voel hulle beheer hulle self. Maar inderwaarheid was die Jode daai tyd onder die Romeine. Dit was 'n Romeinse ryk in daai tyd gewees. So die Romeine het geheers, maar binnekant in Israel kon die Jode hulle self bestuur.
En daarom, as Jesus ter dood geoordeel word, dan lê hulle heeltyd die klagte voor die Romeinse offisier en Pilatus. Want hulle bring dit na Pilatus toe, maar dan sê hy, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie. Dan sê hulle, maar volgens ons wet het hy verkeerd gedoen. En dan sê hy, maar gemaak julle hom dood. Dan sê hy, maar ons kan hom nie doodmaak nie. En dan sê hy, gee nou 'n ander redenasie. So die capital punishment het al aan die Romeine behoort. Net die Romeine kon doodmaak, want dit was eintlik onder die Romeine. Reg, maar nou lees ons in hoofstuk 2, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes, wat 'n Joodse koning was. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Want ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nou waar is die ooste? Heel moontlik waar die Israeliete in ballingskap was, naamlik die ooste, in Babylon. In die boek Daniël kom die heerser van Babel tot bekering in hoofstuk 4, Nebukadneser. Want hy ag Daniël en sy voorspellings. En die Here red eintlik van Nebukadneser. En hy sê in hierdie beeld wat julle kinders almal al gehoor het van die kop van goud en die bors van silwer en dan van brons en dan van klei en van yster en klei, die voete. En dan kom daar 'n klip uit die berg uit los en hy rol om en hy rol hierdie beeld plat. En dan verduidelik Daniël die komende koninkryke wat gaan kom. En dan sê hy, daai klip wat loskom sonder dat 'n hand daaraan geraak het, daai klip is eintlik God se koninkryk. En God gaan op die einde regeer. En dit sê hy vir die magtigste ou in die wêreld, naamlik Nebukadneser. En uit hierdie ooste uit, waar daar sterrekykers en stelle voorspellers was, kom hierdie mense. Want voor die koning van Babel is daar sterrekykers wat na hom toe kom en hierdie beelde of drome probeer voorspel, maar hulle kan nie. En dan roep hulle vir Daniël. En dan kom Daniël en hy verduidelik dit. Nadat hy gebid het, verduidelik hy die beeld. So hulle weet, daar is 'n koning wat kom. En soos 'n verklaarder gesê het, hulle het astronomie en astrologie bietjie vermeng. En toe kom hulle en hulle het 'n ster sien opkom en hulle kom om aan hom hulde te bewys. So deur die ongeluk van die ballingskap kom daar iets goeds. Mense kom tot bekering in Babel en hulle kom soek die koning van die Jode. Want Daniël het daarvan vertel. En dit is 400 jaar voor Christus wat dit gebeur het. So dis oorvertel en oorvertel en oorvertel en so weet hulle, daar gaan iemand eendag kom uit Juda uit en hy gaan die koning van die wêreld wees. En daar kom hulle. So, vandag in Suid-Afrika is daar baie minder Afrikaners wat oorgebly het en blanke mense wat oorgebly het, want hulle het regtig versprei oor die wêreld. Ek het 'n hervormde domineesvriend wat in Noord-Amerika sit, al jare. Ons het familie wat daar is. Ek het familie in Engeland, het familie orals oor, dalk in Australië, dalk in Nieu-Seeland. Wat gebeur? Hierdie evangelie word uitgedra na ander wêrelddele toe. Ek het op 'n stadium neergekyk op my Christelike herkoms, tot ek in Londen se strate rondgeloop het, en ek sien elke telefoonhokkie met 'n poskaart en 'n dogter of meisie of 'n vrou wat as skamel geklee is met 'n telefoonnommer op. En ek dink, flip, hier is morele verval in hierdie grand plek.
en ek verlang om terug Suid-Afrika toe te kom. Al was jy in Harrods gewees, al was jy by die Change of the Guards gewees, jy kom terug, en jy dink, flip, Suid-Afrika is 'n grand plek. Het is toch nie so sleg, om in die kerk groot te geword het nie, want kyk net aan die kennis wat ek het. Ek woon kerk by, in Hyde Park, wat die grand plek is in Londen, dan is daar geen jong mense in die kerk nie. Daar's geen gesinne in die kerk nie, behalwe die Amerikaners wat kom kuier. Daar's 'n pa en 'n ma en 2 kinders. Jy sien hulle staan net soos 'n seeroog. Daar's nie gesinne wat kerk toe gaan in Londen nie. Kom ek sê, dit was in 1997, dalk lyk dit nou anders. Ek was ook in King's Cross gewees, waar al die Suid-Afrikaners saam kloek, en gaan Springbok Bar toe gaan, en gaan boerewors koop, en Marmite en al die goedes wat nie eintlik in Londen is nie, want ons verlang terug na ons herkoms. Maar hulle maak 'n verskil daar aan die ander kant. Ek en jy kan 'n verskil maak wanneer dinge verkeerd loop in ons lewe, wanneer die band pap word, wanneer ek nie graad 6 maak nie, wanneer ek van werk moet verander, wanneer ek my werk verloor, wanneer my eggenoot sterf, of 'n geliefde sterf, of iemand naby my siek word, daar kan ek die evangelie verkondig, en daar is God by my. God los my nie as dit gebeur nie. In ballingskap is God, gee hy redding. Hierdie Micha is 'n profeet in ballingskap tyd. Hy gee hoop in ballingskap tyd. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy ewig ontsteld, en het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes gevra, maar waar staan dit dat die Christus gebore moet word? Nou Christus is nie 'n naam nie, dis 'n titel eintlik. Dis 'n Griekse woordjie wat eintlik beteken gesalfde. In Hebreëus is dit Messias. So die Here weet, of kom ek sê, Herodes weet, daar gaan iemand kom wat gaan red. Waar is hy? En dan roep hy die ouens naby met die kennis, die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat die kennis het, en dan sê hulle vir hom, Micha het gesê, dit staan nou nie hier nie, maar ons weet het mos nou, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nou het lyk anders as die ander ene, die rede is, hierdie is 'n Griekse vertaling van die Ou Testament. Jy het al van die Vulgaat gehoor, so hierdie is die Vulgaat wat aangehaal is hier, maar dit is eintlik maar die Hebreëus oorspronklik, soos wat ons het gelees het. Reg. Nou wil ek graag na die laaste teksgedeelte toe gaan, en dit is in Lukas 2. En het vertel maar weer van die volkstelling wat gehou is. Is interessant dat dit die eerste volkstelling is, dis maar 'n sensus, die eerste volkstelling wat deur keiser Augustus uitgevaardig is, en dat almal getel moet word. Nou dis so van 'n Merwe sê, toe hoor as 'n volkstelling, toe sê hulle, wat is dit nou? Hy sê nie is om net al die mense te tel, en toe vra hy, hoekom is een dan weg? So ek reken, eintlik wou hulle maar net getel het, hoeveel mense is onder ons beheer. Is 'n negatiewe ding eintlik, want dit sê net hoe groot is ons mag. Ons moet nooit tel nie. Dawid het 'n fout gemaak toe hy die volk getel het. Staan in die Bybel. Jy moet nooit tel hoeveel jy het en wat jy het nie. Los dit uit. God weet wat het jy. En dit wat ons het God vir ons gegee. So moet nie tel nie. Weet net, dit wat ons het, is 'n genade van die Here af. En hierdie volkstelling het onder Cyrenius, toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië, so dit beteken Israel was 'n provinsie in hulle mag. Vandag is dit 'n staatseenheid, maar in daai tyd was dit maar net 'n provinsie. En ons weet almal dat Israel min of meer so groot is soos die Kruger Wildtuin. Nou nie heeltemal so lank nie, maar dis omtrent hoe hy lyk, soos die Kruger Wildtuin. Hy's lank en skraal. As jy in die middel staan, behoort jy die see te kan sien. En dit is hoe Elia se slaaf Gehazi die wolk oor die see sien kom het, want hy was in die middel van die land, op die berg Karmel. Reg. Hierdie eerste volkstelling was gehou toe Cyrenius gouverneur was, almal het gegaan om homself te laat inskryf. Josef het ook gegaan. Nou Josef het
aan Dawid behoort. Maar inderwaarheid het sy vrou ook. Maar wat ek nou nie gelees het vandag nie, wat jy regtig moet lees, is dat toe Maria die besoek kry van die engel Gabriel. En Gabriel kom net op 3 plekke in die Bybel voor. Julle kinders kan my bietjie check. Kom net voor sy naam, kom net voor in Daniel. En dan toe hy met Sagaria praat, dis nou Jesus se klein neef kan ons sê, en dan Jesus se ma. Jesus se klein neef se pa, skus tog, en dan Jesus se ma. Kom net op 3 plekke voor. Reg, so dit moet 'n indrukwekkende engel wees, dit is 'n belangrike engel, en dan kom sy vir haar, jy gaan 'n kind in die wêreld bring, en dan sê sy, maar dit is onmoontlik. Ek het nog ooit saam met 'n man geslaap eintlik nie, dit staan nog nie hier nie, maar dis 'n implikasie, en dan direk nadat sy dit gesê het, gaan sy na haar familielid toe, Elisabeth, wat in die berge bly, min of meer naby waar hulle ook was. Nasaret is ook daar bo, linksbo in Israel, en was waar sy Tannie ook gebly het. So sy gaan toe na haar toe, en sy bly by haar, totdat die tyd vir haar kom, dat Jesus gebore word. So obviously het hulle nooit saam geslaap nie, want sy is toe gone. Reg, nou is ons terug by Lukas 2. Ook Josef het gegaan om homself te laat inskryf by hy was van Nasaret in Galilea, en hy het suid gegaan na Bethlehem toe. Nou dis oor 100 km, ek dink is 120 km van Nasaret af Bethlehem toe. Bethlehem is skuins onder, regs onder kan ek maar sê, Jerusalem, 12 km van Jerusalem af. Hy gaan toe homself daar te laat inskryf. Maria saam, sy verloofde, sy was hoogswanger. Wel, sy was so hoogswanger, sy het net daarna, het sy haar baba in die wêreld gebring. Terwyl hulle daar was, het die tyd vir haar gekom, dat haar eerstelingsseun in die wêreld gebring moes word, en sy het hom doeke toegedraai en 'n krib gelê, want daar was nie plek vir hulle in die herberg nie. Tussen 760 en 680 voor Christus maak God 'n voorspelling dat die redder in Bethlehem gebore sal word. So kom ons maak 'n gemiddeld van, sê maar 720 voor Christus maak God die voorspelling. Die redder gaan in Bethlehem gebore word. Reken net. En dan word Jesus in Bethlehem gebore. Ek meen, as 'n klomp plek om gebore te word. Die Here gebruik die wil ek sê, die nie-Christen regeringsstelsel, die Romeine, om vir die keiser te sê, kom ons tel die mense. En dan moet dan moet Josef afkom na die huis Dawid toe, waar hy getel moet word, want dis waar hy moet wees. So die Here gebruik die ongelowige regeringsstelsel om sy doel te laat werk. Die hoogs ongemaklikheid van 'n vrou, nou ek is nie 'n vrou nie, julle weet ons mans is maar baie pieperig, kleinserig, ek is ten minste, ek is baie kleinserig en pieperig, as julle twyfel, vra my vrou gerus. Ek dink as die Here vir ons mans die rede of die doel gee om kinders in die wêreld te bring, so ons van die eerste dag af 'n negatiewe bevolkingsgroei gehad het, maar gelukkig het hy nou 'n vrou gekies wat 'n hoër pyndrempel het as 'n man. So ek is 'n selferkende chauvinis, maar ek het ook halfpad tot bekering gekom. Vrouens kan meer pyn hanteer, dit is so, en hulle vergeet dit ook gelukkig, want anders was daar ook net 2 kinders, soos wat ons in Genesis van lees, maar nou het daar gelukkig meer gekom. So die Here gebruik 'n hoogswanger vrou in 'n hoë ongemaklikheid, en hy laat deur haar die redder in die wêreld kom. Op 'n donkie te ry, omtrent 120 km suidwaarts, sodat die redder daar gebore kan word. Want God het 'n plan. En God kan al die omstandighede rondom ons gebruik, soos dalk ons nie-Christen regeringsstelsel ook op die oomblik, om redding te bring.
Al werk Telkom nie meer nie, al werk Eskom nie meer nie, al werk SHL nie meer nie, al werk die treine nie meer nie, kan hy alles hierdie gebruik om redding te bring. Want ons glo aan die redder, die boksie vierhoutjies met die vierhoutjies in. Want God het 'n plan, selfs met ongemak, selfs met die ballingskap, waar die Israeliete weggevoer word in ballingskap na Babel toe, het God 'n plan. As God daarmee 'n plan kan hê, met Josef in die tronk, deurdat sy baas sê, hy wil met my slaap, maar hy het nooit nie, sy wou eintlik, en hy is in die tronk, en as hy nog in die put ook deur sy eie boeties gegooi, daarmee het God 'n plan. Deur daai plan sorg hy vir sy broers en sy pa vir kos, want die Here het hom verstand gegee. Die Here kan jou ook gebruik in potties om 'n verskil te maak in mense se lewens. Die Here gebruik ons om mense hoop te gee, want ons glo, al klink dit of hier nie vierhoekies in is nie, daar is in. Al sien ons niks nie, ons glo dit. Want God jok nie. Ek het hierdie soort van, kan maar sê, 'n slagspreuk, weet nie wat jy het noem nie, is eintlik nie 'n slagspreuk nie, noem dit maar net 'n gediggie, in Engels gehoor, God cannot die, lie or change. God kan nie doodgaan nie, God kan nie jok nie, God kan nie verander nie. God verander wel soms dit van plan, maar hy verander in wese glad nooit nie. God verander nie, die Vader verander nie, God die Seun verander nie, God die Gees verander nie. So God het 'n plan met al die ongemak wat ons het, om die evangelie, die hoop uit te dra. Dalk na die tuinier toe, dalk na die vrou toe wat by u in die kombuis werk. Ek dink meer mense weet nou van God as dalk 32 jaar gelede, of 30 jaar gelede, weet meer mense in Suid-Afrika nou van God. Ons land is oorspoel selfs van die boonste state wat nie ekonomies funksioneer nie, naamlik Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Botswana, is in Suid-Afrika. En weet jy wat? Daai mense is Christene. Daar is ook wat nie Christene is nie. Maar dis hoekom ek en u daar is, om vir hulle Christus te bring. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat u 'n plan het, selfs met die klippie in my skoen, met die ongemak, met die papwiel, met die werkverlies, met die siek kind, met die dalk die afgestorwene naby ons, om hoop vir mense te bring. Dankie dat u nie 'n pie in the sky with diamonds is nie, maar dat u genuine is, soos Louis Malherbe gesê het, daar waar die taai die teer slaan. Help ons om in hierdie week u plan uit te leef. Help ons om met hoop te leef. Help ons om skouers te skuur met boemelaars, om maar net weer te besef, ek het 'n huis, ek het 'n werk, ek het 'n brein, ek kan dink, ek het geliefdes rondom my, ek het meer as 2 stelle klere, meer as 1 stel klere. Help ons om te besef wat U alles vir ons gee, en help ons om niks wat ons het as vanselfsprekend te sien nie, maar alles 'n gawe uit U hand uit, selfs die ongeluk. Amen. Ons het nou 'n geleentheid om die Here met 'n offer te dien. Doen ons dit nou? Dit lyk so, ja. Okay.
wat op die, ons sluit dan af met die laaste lied wat op die bord verskyn. Ontvang die seën van die Here met 'n oop hart. Mag die genade van die Here, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly, totdat hy weer terugkom.